It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. Isa, Ilse, Ronnie en almal by julle. Baie welkom ook aan die Leons airconditioning familie. Hy het mos nou so gepraat van sy familie. En dis sy familie wat julle vandag hier sien. Baie welkom ook aan julle en dat julle regtig die moeite gedoen het om hier te wees. Van julle het 'n lang tyd met Leon gekom, andere 'n korter tyd, maar hoe dit ook al sy, julle het met hom saamgestap. Nou Leon het 'n lang verbintenis met die gemeente. Ek weet nie of julle foto's daarvan het nie, Isa, waar hy toe die ligreëling hier ingesit het, hier onder die grond, onder die pype aan mekaar. Is jammer 'n ou het nie foto's van dit nie. 1973 as ek reg onthou. Toe was hy nog nie op sy eie besigheid nie, maar hy het vir, is dit Errol Green, wat was daai mense in die baai? En hy het sekerlik in die Oos-Kaap die eerste kerk se ligreëling kom insit, as ek dit reg het. Ek weet van geen ander kerk nie. Nou vandag is hy nie aan nie, want dan gaan julle koud kry daar agter. Nee. Maar hy werk nog, en hy het hom al die jare onderhou. So hy kom 'n lang pad met die gemeente, in daardie opsig, en 'n lang pad met my. Dit is omtrent 40 jaar, dieselfde ouderdom wat die besigheid vandag is, en daarom ook 'n spesiale dag vir die familie. 'n Mens kyk terug. Van julle die swaar tyd saam met hom deurgestap. Isa, ek het vanmôre gedink, jy weet, agter elke man is daar 'n vrou nie. En ek weet julle sou nou vanjaar, as ek reg onthou, jy het vir my gesê September maand 55 jaar getroud gewees het. So dis nou 54 and something. Ek dink ons kan vir haar 'n hande klap gee vir dit, nê. Nou, die oudste kind is 56. Nee, dis nie waar nie, man. Maar 'n lang tyd, Isa, en die stille een wat altyd aangemoedig en versterk en regop gehou het. Ons eer jou ook vandag, wanneer ons vir Leon te rus te lê. Julle almal wat in die besigheid saam met hom gewerk het, wat 40 jaar terug moes opstaan uit 'n omstandighede, wat ek dink baie mense gedink het, hulle gaan dit nie maak nie. Maar julle het. En ons is trots daarop, in die sin dat dit die pad is wat die Here met julle geloop het, en nog steeds loop. Daar was bouwerk, wat in hierdie 56 jaar gebeur het, en ons sal net nou by hierdie blokkies kom, wat julle by die deure gekry het, of by die deur. Want 'n lewe ontstaan nie net nie, hy word gebou. Van grond af, 1, 2, 3, bou jy in jou lewe op. So was dit in sy lewe, so was dit
En is dit in julle lewe? Van onderaf. Jy begin nie halfpad nie, jy moet eers fondamente lê, en dan moet julle ken daai pad. En dan sê die Here ons hier aan die einde, hy gaan ons werk so bietjie kom toets, nê? Hy kom evalueer, soos hier staat ons inspekteure wat kom en kyk of alles reg is. En aan die einde van ons lewe kom die Here ook kyk. Wel, hy kyk eintlik deurlopend en hy maak aanbevelings soos ons loop, soos ons die pad, soos ons besig is om te bou, is hy besig om vir ons leiding te gee. En daarom dankie vir die voorreg wat ons vandag het om te kan afskeid neem van 'n man wat spore getrap het. En ek weet almal het nie altyd, niemand van ons is perfek nie, ons stap nie perfekte spore nie, maar jy het 'n legacy. Leon het 'n legacy. En dat dink my aan die groot St. Paul's Cathedral daar in Londen. Die ou wat dit ontwerp het, sy graf is daar en daar staan. As jy wil weet wie hy is, kyk rondom jou. Jy kan maar 'n bietjie rondkyk waar Leon se sy spore lê. Maar die diepste spoor trap hy in harte van mense wat naby jou is. So mag julle vandag, nie net vandag onthou nie, maar ook vorentoe. Daar's mooi goed wat ons by hom geleer het. Daar's goed wat ons by hom gesien het, wat ons sê nee, ons wil nie soontoe nie. Maar hy was 'n mens. En ek wil dit vir julle sê, die aand voor Leon oorlede is, 'n Saterdag aand, hy is die Sondagoggend oorlede, as ek reg onthou. Daardie Saterdag aand het ek die voorreg gehad om by hom te wees, vir 'n kort rukkie. En ek het vir hom vra, Leon, as die Here jou kom haal, is jy gereg en gereed om te gaan? En hy het op sy manier hy het maar so stil gebly voor hy antwoord gee. En hy het vir my gesê, ja. Hy's moeg en hy's seer. Ons dank die Here vir dit, want dis waarmee ek wil hê julle moet wegstap vandag om te weet, Leon Weemeyer was gereed om sy Here te ontmoet. En ons weet dat as jy gereed is, dan kom die Here jou haal op sy tyd, sodat jy kan wees waar hy is. En dis vir ons 'n troos. Julle gaan nie meer sy stem hoor nie, behalwe hier en daar wat julle seker video's het en foto's het. Maar julle sal sy stem stil hoor, wanneer julle werk, wanneer julle in werkswinkel is, wanneer julle tussen mekaar beweeg, sal julle weet. En mag die Here sy nagedagtenis in ons harte seën. Die kar is nie verniet hier nie, hy was lief vir my te karre, waar is die Morris vanoggend? Is hy hier? O, jene, hy Morris slaap binne die huis, het julle dit geweet? Regtig, hy slaap binne in die huis. Is jammer, hy is nie hier nie. Maar lief vir sy voertuie, altyd netjies. Ek het nog nooit daar verby gery, of dat 'n voertuig by my gekom het, laat hy vuil was nie. Nou, dit het ook seker nie daai tyd gereën nie, maar dit was altyd netjies en mooi. Iets van sy karakter, as julle na die foto kyk wat op die voubiljet is, sal julle ook sien, daar's amper nie 'n haar uit sy plek uit nie, nee, so presies het hy gewerk. George, jy het 'n lang pad geloop. Ek weet nie hoeveel jaar jy saam met hom gestap het nie. Is dit van die begin af of ergens langs die pad? Ergens langs die pad. 19 jaar. Nou ja. Hulle het altyd in die oggende daar by die werkswinkel het hulle stilte tyd gehou. En vandag wil ek vra, George, dat jy vir ons sal open met gebed asseblief. Maar jy moet by hierdie masjiene kom staan.
asseblief. Want anders sou jy so nie, ek kan maar slank kom. En hy ruik nie vir niets soos 'n yskriem nie. Jy moet hom eet soos 'n yskriem. So daai goed moet jy naby jou wees, dat as jy klank lekker kan optel. Ander jy kan myne so bietjie optel, is bietjie sag, ek battle 'n bietjie. Maar jy kan vir George baie dankie. Ek weet jy het gaan voorberei. Hy's 'n diep kind van die Here. En dit wat die Here op jou hart gelê het, dit kan jy gee. Maar jy moet by daai mikrofone staan asseblief, hoor. Baba somanta stella wele kitweni sonke inkosi Yesu Kristu moyeni wele moyo wenyaliso ukuthi baba wethu Baba Thixo somanta silapha namhlanje ngenqaka liyonke moyeni wele Thixo somanta egameni lakho Baba Thixo somanta cela uvule indlela yakhe Thixo somanta nabasalayo inkosi Yesu Kristu cela wena Thixo somanta ngegama lakho in the mighty name moyeni wele baba wethu Baba Thixo somanta cela wena ezintweni zonke inkosi yethu ibe nguwe Thixo samandla ongenayo kwinhliziyo nenhliziyo Thixo samandla wena nabantwana bakhe Thixo samandla urana Thixo samandla egameni likaYise moyimele no-Isaac yomesi cela bona Thixo samandla Nkosi Yesu Kristu ubanike ukwamelela Thixo samandla egameni lakho moyimele nabazukulwana bakhe Thixo samandla egameni lakho moyimele Baba Thixo samandla siyabonga in the mighty name. Thank you, Lord, for Emmanuel. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I can leave the top. I come to pray today, Master. I tell you all the time, Master. With us all the time. I want them all to help Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, my Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Dankie, George, dit laat my dink aan die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, nê? Elkeen in sy eie taal, ongelooflik, Jesus lewe. Here, en saam met hom en saam met almal kom eer ons U, wat ons gemaak het, wat ons gered het, wat vir ons plek gereed maak en wat ons laat lewe. U wat vir ons krag gee, geleenthede gee, mense gee. Dankie. Vandag eer ons U vir iemand wat in ons midde gegee het vir byna 80 jaar. Dankie vir U goedheid wat ook in en deur hom na vore gekom het. Dankie Here vir die vorming in sy lewe. Van 'n ongeredde na 'n geredde. Van 'n ongelowige na 'n gelowige. Van iemand wat in die laaste tyd veral in gehoorsaamheid aan U gelewe het. Wat kan sê Jesus is die Here. Here, en met ons karre ry ons die hele wêreld vol, dan die straat, dan daai pad, dan Kaap toe, dan Joburg toe, waar ook al. Maar ons reise kom altyd tot 'n einde. Ergens stop ons en ons rus langs die pad. Party het gemaklike ritte, party moeiliker. Ons lewe is so. So hierdie voertuig herinner ons aan die pad. En U stap met ons pad en hopelik stap ons met U pad. Dikwels laat U ons rus langs die pad. Soms kook ons bietjie teen die opdraande. Soms ry ons bietjie vinnig teen die afdraande.
Maar U sorg dat ons die eindpunt wat U gestel het bereik. En soos Paulus wil ons kom sê, ek het hierdie reis voltooi. Want al wat ek gewens het is dat ek op pad is om Jesus te sien, my Here en Verlosser. Ons sluit vandag amptelik op aarde as gelowiges hierdie pad saam met Leon af. En ons kyk ook vorentoe en is onseker wat die pad gaan inhou. Maar ons weet, U weet, U ken, nie net die pad nie, maar ook vir ons. En daarom, Here, in afhanklikheid van U vra ons, wanneer ons oor 'n rukkie U woord oopmaak en lees, maak die pad duidelik, sodat ons kan weet. En ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons geskep het, wat ons onderhou en wat ons kom haal. Amen. Julle het in die foto's 'n klompie goed gesien en ek wil graag nou geleentheid gee en net, waar is jy? O, daar sit sy, ekskuus. Kom na vore, sy gaan namens die familie vir ons net 'n huldeblyk voordra of voorlees. En baie dankie dat jy dit namens die familie doen. Sy's 'n niggie van Oorle Leon en naby aan mekaar gewees. Ja, my pa en Leon en Linda se pa was broers gewees. So Leon het altyd na my verwys na my eie bloedniggie. Hy was tog so trots op sy bloedniggie. Die gesin het vir my gevra om hierdie voor te lees vir julle vandag. En ek doen dit met graagte. Leon Ignatius Weemeyer is gebore op 6 Oktober 1947 te Uitnaag as die enigste seun van Ria en Ronnie Weemeyer. Hulle het saam met sy suster Linda, wat 'n jaar later gebore is, vir 'n tyd lank in Stouweg gewoon. Hierna het hulle na Stytlewil verhuis waar hulle gewoon het totdat dit tyd was vir skool. Iets waarvan Leon natuurlik nie baie gehou het nie. Hy het as sub A in Jordan begin, wat later as laerskool Handhaaf bekend geword het. Sy hoërskoolloopbaan het hy 'n kort draai in brandwag gemaak. Maar daar is gou besef dat die tegniese aanleg baie groter was en hy het sy verdere skoolloopbaan by Daniel Pinaar voortgesit. Hier het hy baie van sy stoute vriende ontmoet, waarvan daar blykbaar vandag nog redelik baie hier in die kerk saam met ons sit. Sy passies vir motors was altyd daar. Ons het altyd die stories gehoor van Roadhouse aande en natuurlik ook die inry op Dispatch. Ons sal maar eerder nie uitbrei oor wat alles daar gebeur het nie. Na sy skoolloopbaan is hy Simonstad toe, waar hy as deel van die vloot sy weermagopleiding voltooi het. Met sy terugkoms was dit weer sy vriende, motors, later ook motorfietsse, wat sy passie toe geword het. En in hierdie tyd het hy ook ons ma ontmoet. Hy het by Dias begin werk as tegnikus, nadat hy sy siel voltooi het, en hy en my ma is kort daarna getroud. Ek het nie baie lank daarna gevolg nie, en was blykbaar so lelik met geboorte, dat hy byna flou geword het. Dit was daarom nie lank sy opinie van my nie, want jammer, Ronnie, sê Ilse, ek het toe sy witbroodjie geword. Ons het in De Jong Rylaan op Uitnaag gewoon, in die huis wat my oupa Ronnie self gebou het. Ronald het ook later sy toevoeging tot die familie gemaak.
Ek onthou ons kinderjare as sorgvry, met geen tekortkominge nie. Naweke is ons gereeld plaas toe op Sunland, waar daar heerlik gekuier is, of daar was groot familieetes op 'n Sondag na kerk. In hierdie tyd het my pa by Errol Green in Port Elizabeth begin werk. Dinge het na 'n hele paar jaar diens daar skeef geloop, en moes hy noodgedwonge weer van onder af ons lewe begin bou. Dit is juis op hierdie dag, 9 Junie 1986, 40 jaar gelede, wat hy alleen uit ons huis in De Jong Rylaan, Leon's Air Conditioning begin het. Ek onthou nog soos gister, dat ek as 'n 14-jarige oom Johnny, wat later my pa se regterhand geword het, moes bel om te vra of hy die werk sal aanvaar wat hy geoffer is. Hy was 'n godvreesende man. Daar het nie 'n oggend verbygegaan waar die Leons familie nie saam skriflesing en gebed gedoen het, voor die dag se werksaamhede begin het nie. Dat my pa 'n moeilike mens was, kan mens soos die Engelsman sê, as 'n understatement beskou word. Maar uit hierdie baie moeilike mens het 'n no-nonsense perfectionist, wat 'n groot trots in sy werk en vir sy familie gehad het, gegroei. Hy sou gereeld vir ons sê hoe trots hy op ons is. Ek moet bieg, dit so tussen al die verskille en die baklei deur. Ek dink nie iemand wat nie self 'n familiebesigheid besit, besef hoeveel dit van die familie verg nie. Net die feit dat ons almal nog na 40 jaar met mekaar kan praat sonder konflik, is een groot prestasie en 'n groot getuienis van wat my pa aan ons beteken het. Sy kleinkinders was sy trots. Alhoewel hy nie noodwendig 'n oupa was wat altyd langs die sportvelde was nie, het hy van alles geweet en belang gestel, maar was besig om te voorsien. As ek nou terugkyk na die pad wat ek en Ronald gestap het, was dit nie noodwendig om by Leons op te eindig nie, maar ek sal dit geen ander manier wou gehad het, as wat die Here vir ons bestem het nie. Ons weet, hy werk soms op duistere maniere. Die aardse lewe is van so korte duur en die tyd wat ons saam kon spandeer, was net 'n voorreg. Ronald het na sy studies aangesluit by die besigheid, waar hy en ons pa ure in die motor saam spandeer het, van een kliënt na 'n ander. Telke maal is daar diep gesprekke gevoer en groot drome gedroom, wat andersins dalk nie moontlik sou kon gewees het nie. Ek is met sielkundige graad in die diepkant ingegooi, met die finansies van die besigheid en baie gewonder hoekom ek daar opgeëindig het. Wel, ek dink my ma en Ronald sal kan beamoen dat ek altyd die ene was wat die rustigheid moes bring. My pa en ma het baie sakke sout saam opgeëet. Die huwelik is nie net maklik nie. Maar mamma, dat hy lief was vir jou, is daar geen twyfel aan nie. Ek en Ronald sê vir jou baie dankie vir die mooi manier waarop jy hom versorg het, vir al die laaste 3 jaar wat hy sieker begin word het. Jy was absoluut sy 24/7 nurse, met klokkie en al. Ons weet party aande het die emosionele moegheid ingetree vir jou, maar hy wou net daar, langs jou in die bed aan die slaap raak. Ek en ook later Ronald was bevoorreg en ma by te staan, deur naby te wees en die gemoedsrus te voorsien wat mamma nodig gehad het. Ivy was die laaste jare baie groot deel van my pa en ons lewens. Die moeilike ou oom het net so hard beklei teen jou hulp, maar met mooi en somtyds hard praat, het hy later sy samewerking gegee. Ek onthou hoe hy jou sommer samewerking gedoop het, omdat dit al was waarvoor jy gevra het.
Hier kom ou samewerking weer, was die woorde van my pa. Die laaste paar weke het hy regtig vinnig baie swakker geword. Saterdag aand was dit net 'n oproep en Ivy was daar. Ivy, woorde kan nie beskryf die dankbaarheid wat ons het, dat jy in sy laaste ure daar was, nie net vir hom nie, maar ook vir my en my ma. Tussen jou en Marius het julle net 'n kalmte oor ons gebring en beheer gevat. Ons sê vir julle weer eens baie dankie daarvoor. Ons was en is steeds baie lief vir pappa. Ons gaan jou baie mis. Rus nou in vrede. Ons sal alright wees. Tot ons mekaar weer sien. Baie dankie. Kyk, daar was net een groot foutjie wat Leon gehad het, nê. Hy het regtig met 'n Kawasaki gery. Vir die bikers moet ek daarom dit sê. Julle 'n vol lewe. Julle gaan nog baie daaroor praat, daaraan dink, daaroor lag. En soms seker daaroor huil. As jy nou vandag jou verhouding met die Here moet beskryf, hoe sal jy sê is dit? Want ek praat nie van goed of sleg of hoe nie. As jy 'n verhouding met die Here het, wat is hy vir jou? En wat is jy vir hom? Dis mos so 'n verhouding werk. Van twee kante af. Nou Dawid was mos nou maar 'n klein mannetjie, 5 jaar oud. Lekker sproetgesiggie, sy boeties het nou niks van hom gehou nie. Toe is hy mos nou gesalf tot koning. Deur wie? Samuel. Waar het Samuel die opdrag kry van God af, sê daai laaitie gaan koning wees. En so loop hy pad met die Here en soms nie pad met die Here. Daar's tye wat hy keuses maak wat definitief nie die Here se wil was nie. En dit het baie pyn en lyding veroorsaak wanneer hy dit gedoen het. Was ook 'n jong man, sy eie paaie geloop. Maar as hy hier op 'n stadium kom en iemand vra vir hom, jou verhouding met God, want ons kan amper nie glo, jy maak soveel droog en soveel goed, en dis so mengsel van goed en sleg, en ons weet nie altyd mooi, hoe sou jy sê? En dan skryf hy hierdie psalm, wat baie naby aan baie mense se harte lê, en wat in die familie naby gelê. In Leon se hart ook. En Dawid begin dit so. Hy sê, die Here is. Die Almagtige, die Koning, dis wat Here beteken, die besitter, die skepper en onderhouer van alles, hy is wie vir my. Hy is my herder. So ergens was daar ook keuses wat ek moes maak om te sê, ek aanvaar dat hy my lei. Ek aanvaar sy koningskap. Ek buig my in onder sy gesag. En ek vertrou hom. Ek kyk op na hom, maar in my gebed, op my knieë, kyk ek ook af, en ek weet, of ek opkyk, of afkyk, of links of regs, hy is. Kan jy dit sê? Dis maklik om 'n belydenis te maak
en dit behoort so te wees. Is baie maklik om te sê, ek wil graag 'n herder hê, want 'n herder het baie betekenisse. Hy sorg vir my en hy gee hom vir my. Hy's soos 'n pa wat my lei, wat ons ken die Psalm 23 baie goed. 'n Mens kan wens dit is so. Die vraag is dit? Want as dit so is, kan jy nie jou eie pad net loop waar jy wil, soos jy wil nie. Want dan loop jy vas. Kyk, ons is nie so slim as wat ons dink nie. As ons nou nog op skool is, dan is ons redelik slim. As ons varsity toe gaan, dan is ons nog slimmer. Ons weet van alles. Maar as jy klaar gevarsity het, jy begin werk, dan kom jy agter, jene, as eintlik so min wat ek regtig weet. Nee. Nou in daai storm en drang jare is die tyd wat ons alles wil doen en alles aanpak en dink, ons weet, Dawid is ook daardeur, maar hy het op 'n punt gekom en besef, hoorie, my wee is nie so gesond nie. My indrukke, my besluite is nie so goed nie. Om die herder te aanvaar beteken dat jy vrede kry oor wat hy in jou lewe en oor jou lewe bring. Job het ook gesê, ja, daar's die goeie, daar's ook die slegte, maar hoe dit ook al sy, ek ontvang dit van die Here, die goeie en die slegte. Nou baie mense wonder, hoe moet ek die slegte van die Here ontvang? Regtig? Straf hy my, is dit die sleg? Nee. Jy weet, 'n mens moet 'n ou leer, nee. Liam, het jy al geher? Ag, dankie vir jou eerlikheid. Weet, wie van ons het nie geher nie? My eerste Hebreëse toets. Vandag kan ek dit sê, ek het dit lank gevat voor ek dit kon sê, maar ek het 8% gekry. En daarna moes ek gaan weer begin. Nee. En die rede, herbeteken, ons gee jou kans, want ons weet eintlik jy kan dit maak. Jy moet net 'n bietjie harder gaan werk. Dis wat die Here sê. So die slegte wat van die Here kom, is baie keer daai wat hy ons gee en sê, hoorie, ons weet jy gaan dit maak, ek toets jy nie om te kyk of jy gaan nie, ek weet jy gaan, so ek gee vir jou 'n kom ons doen dit oor. En baie keer is die slegte wat die Here bring, daai wat ons skryf, daai revisit, en daarmee is hy besig om ons binnekant, ons karakter te bou. So ja, Dawid sê, ek ontvang van die Herder die goeie en die slegte. Want hy is in beheer van my lewe, hy is die hoof van my lewe. Ek is aan hom vasgemaak. Partykeer wil ek losruk, maar hy hou my vas, sy hand is sterker as myne. Ek loop onder sy gesag en sy beskerm. Om die Here as herder te bely beteken jy submit. Dis 'n ding wat baie mense moeilik doen. Jy wil aan die hoof wees. Jy wil bepaal. En dis deel van ons lewe. Wanneer jy kan sê die Here is my herder, is dit nie net om te sê hy loop agter my aan, hy tel al die papiertjies op, hy help my dat ek die wêreld kan maak en kan face en kan oorwin nie, maar is ook om te sê, Here, ek buig onder u wil. Hier is dit opgeskrywe in sy woord. Gaan lees dit. Nou sê hy, as dit so is, nou gaan ons die Psalm 'n bietjie lees, wat julle baie goed ken. As dit jou belydenis is, dit jou beskrywing is van hoe die Here by jou is en jy by hom is, dan is daar 'n paar goed. En kyk alles wat God doen. Kyk maar, hy, die woordjie hy, kom hier dikwels na vore. Hy sê, as jy jou herder is, dan
sal niks jou ontbreek nie. Dis die een waarmee julle Isaac groot geword het en Leon mee groot geword, daai woorde uit die 33 vertaling, niks sal my ontbreek nie. I shall not be in want, sê een van die vertalings, in hierheen staan, ek ly geen gebrek nie, ek kom niks kort nie. Wat beteken dit? Is dat goed wat jy dan, alles wat jy wil hê, kry jy? Nee, dit beteken net, dit wat jy nodig het, sal die Here voorsien. Dis nie altyd wat jy begeer en wil hê nie, of nie wil hê nie, maar jy aanvaar dat dit uit sy hand uitkom. Julle, niks in die lewe is toevallig nie. Niks. Baie keer sal ons sê, dis maar lak. Regtig? En as daar nie lak is nie, God sorg. En ons kan baie stories daaroor vertel, van goed wat nie toevallig gebeur. Saterdag aand was een van hulle. My lewe is daar baie, dat ek nader en wonder, Here, hoe? Agterna kyk jy terug en sê, dankie tog, nou verstaan ek. So moenie dink as goed gebeur is toevallig, of is lak of aanlak, of die Here is jou herder. Niks sal jou ontbreek nie. Hy sal voorsien, en wat hy voorsien is genoeg. Miskien is dit 'n punt wat ons moet vat. Dat ek nie altyd nog net meer by hom wil hê, maar dat ek sê dis genoeg. So hoe voorsien hy? Dis waaroor die Psalm nou verder praat. Hy sê, in groen weivelde laat hy my rus. Hy laat my neerlê in groen weivelde, staan daar, in een van die ander vertalings. Nou, hy gee kos. Dis so eenvoudig soos dit. Jou basiese behoefte, jou eet, jou drink, jou aantrek. As julle nou Matteus gaan lees wanneer Jesus praat, dan sê hy, moenie bekommerd wees daaroor nie. Ek sal dit gee. Kyk na die blomme, kyk na die voëls. Moenie dat dit jou plat trek nie. Moenie dat dit jou so vashou, dat jy jou hele lewe wy daaraan om te bestaan en te hê kos en klere nie. Die Here sal vir sy kinders voorsien. En daarom sê hy, moet jou nie bekommer nie. Worries. Jou herder weet. En hy laat jou neerlê by waters waar daar vrede is. Bring my by waters waar daar rus is, waar daai onrus en daai bekommernis uit jou hart uithaal. Los dit vir my. Ou vertaling sê, na waters waar daar rus is, lei hy my heen. So dit is 'n pad. Soms wil jy net die water hê, maar die Here moet jou dan die regte plek toe vat vir die water. Want gewone water, julle was almal al in die wildtuine, dis die plek waar die roofdiere, dis hulle oesplek daai, dis hulle jagveld daai. So die Here weet na watter water toe jy moet gaan. Miskien nie na die groot dam toe nie, miskien na die kleintjie toe, miskien nie na 'n put toe, maar dat hy wel gaan voorsien waar daar rus is. Hy, in groen weivelde laat hy my rus, daar sal genoeg wees. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hoor jy sien, is so lekker begin worry en opgecharge raak. Gaan word 'n bietjie stil en vra vir jou herder, nou wat nou? Wat moet ek nou doen? Hy sal jou die vrede gee, sê Paulus, wat alle verstand te bowe gaan. So hy voorsien, kos, water, lewensmiddels. Ons het ander goed ook nodig. As ons van kos en water praat, dan praat ons van al die goed wat ons nodig het om van te leef. Hy gee dit. Maar dan sê vers 3, hy gee my nuwe lewenskrag. Die ou vertaling staan,
hy verkoop my siel. Hy lei my op die paaie van wat? Geregtigheid. Hy lei my staan hier op die regte paaie ter wille van sy naam. Soms baie keer die Here jou voor op jou pad. Because it's the wrong way. En hy weet daai pad gaan vir jou baie ellende bring, so hy lei jou. In die ou vertaling staan, sy stok en sy staf, die vertroos my. Wat beteken, die Here het 'n stok waarmee hy baie keer pak gee, dat jy moet hoor. Ek hou nie van daai nie, maar dis die waarheid. En het 'n staf. 'n Staf is die een wat direk. Die staf is die een wat die skaap voorkeer en sê, nie soontoe nie, soontoe. Sy stok en staf. Die Here sorg daarvoor. Hy ken jou. Hy weet wat in jou gedagtes aangaan, wat jy uitdink, wat jy voel. En omdat hy dit weet, staan daar in vers 3, hy gee krag. Aisa, Ilse, Ronnie en julle familie. Baie keer kan ons krag kry uit baie dinge uit. En dis ook 'n stukkie bederf van die Here. Nee, baie keer is daar mense of daar's goed wat gebeur wat vir jou so 'n pil in jou stap gee en dank die Here daarvoor. Maar wanneer dit kom by die vermoë om aan te gaan, die vermoë om te leef, daai krag om te wil, hy gee dit. So soek jou krag, sê ou Efesiërs 6, in die Here en in sy groot mag, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. En wat kan jy in hulle doen? Nul. Hulle sal jou wen altyd. Wie wen die bose? Net Jesus Christus. So as jy van die bose wil wegkruip, kruip jy agter hom weg. Hy kan dit doen. En hy sal jou krag gee om te oorwin. Soos Dawid en Goliat se storie. Nee. Vers 4. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan. Ou vertaling staan daar, selfs al gaan ek in donker dieptes in. Is daar sulke plekke? Ja, Ronnie. Ons ken almal. Kan julle elkeen se naam noem? Dit raak net donker. Dit raak net nag. Jy weet nie, jy is onseker. Jy raak vir die mekaar. En dit voel jy het nie meer krag om aan te gaan nie. Alles moet nou einde kry. Ken daai pad? Daar's nie 'n mens wat nie daai pad ken nie. Dit is daar. Nou wat gebeur in die donker dieptes? Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie. Want U is by my. Dit is U stok en U staf wat my gerus stel. God is lig. Jesus sê ek is die lig. Die duiwel is die duisternis. So as die duisternis begin toeneem en die skaduwees lank word in jou lewe, dan weet jy, eers het ek die lig verlaat en moet ek teruggaan na hom toe, wat die duisternis kan verdryf. Sy stok, sy staf, sy woord, sy gees sal jou lei. Gaan soek dit daar. So wat hy hier sê, hy weet, jy sal moeilike tye en julle sal dit hê en julle het dit al gehad. Help mekaar daar om in die lig te bly. Jy hoef nie bang te wees nie. Nog steeds, dis die Here wat doen. Kos, klere, water, moeilike tye, klowe, dieptes. Vers 5. U dek vir my 'n tafel
Heeltyd die Here wat besig is om vir sy skaap op maniere te sorg. U dek vir my die tafel voor die oë van my teestanders. Die beeld is, hierdie ouens staan hier buite en hulle kan nie inkom nie. Daar is 'n bietjie van 'n paar hekke daar. So hulle sien vir my hier binne en ek sit by 'n tafel, hulle wens hulle kan my doodmaak, die duiwel en al sy trawante, en ek is binne in beskerming van die Here. Hulle kyk net daardeur met jaloesie en haat. Hoe is dit moontlik? Die Here sê, U berei my tafel voor my teestanders en hulle kan niks doen nie. In een van die vertalings staan, U laat my by 'n feesmaal aansit. Feesmaal sê tog oorvloed. U maak my hoof vet met olie. Kyk, ons het groot geword, baie vleis geëet, en pa het geglo, hy slag nooit 'n maar ding nie. Dit moet vet wees. Dit is vet, as jy die biltong eet, jou hande is so vet. Nou hy het altyd gesê, dit smeer sommer al die are en al die goed. Ek weet die mediese stem nou nie saam nie, maar jy kon selfs jou hande so 'n bietjie met die vet vee. Wanneer Dawid gesalf word, is dit met olie oor sy kop. Om te sê die Here is daar, dis 'n teken van God wat saam met jou loop en jou hoof vet maak. U ontvang my soos 'n eregas, staan in een van die vertalings. En ek word oorlaai. My beker loop oor. Daar's genoeg vir my plus nog. Kan julle sien hoe die Here sorg? Glo jy dit? Of is hy nie daai soort herder vir jou waar dit gebeur nie? En daarmee bedoel ek dat ons nie toegegooi word net onder die olie nie, maar dat ons ook, wanneer die swaar tye kom, is hy hier binne om my deur te dra. Dan is daar genoeg krit, genoeg krag, genoeg wil, wat hy voorsien dat jy kan deur. Vers 6. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. Goedheid en guns. Het iemand altyd hier op die televisie na die nuus gelees het gesê, goedheid en guns. En ek gedink, dit kom seker van die Psalm af. Goedheid en guns. U goedheid en u liefde sal by my bly. Verlaat God jou? Nee. Verlaat jy hom? Partykeer. Probeer wegkom. Wat doen hy? As jy hom verlaat. Hy los die 99 skape, hy gaan soek vir jou. Want hy het jou lief. Dra dit maar saam. Dis hoe die herder werk. Elke een is belangrik. God se sorg bly my hele lewe lank. Hy trek nie sy hand terug nie. En dan sluit hierdie Psalm af, daar's net eintlik twee goed wat die gelowige doen. Die een is, hy is nie bang nie, hy sê ek sal nie vrees nie. En die ander een sê hy hier, ek sal in die huis van die Here bly. Al die ander goed doen die Here, maar hierdie twee doen ek sal nie vrees nie, gelowige, jy, ek, en ek sal in die huis van die Here bly. Dis die tweede ding. Wat beteken dit? In lengte van dae, net, tot altyd. Dit beteken jy gaan jy onderneem om in God se teenwoordigheid te bly. Dis al. Jy is sy tempel. Hy bly in elk geval in jou. So, bly naby hom. Hy sê mos in Johannes 15, bly in my soos ek in julle. Hy sal voorsien in al julle behoeftes. Bly in sy teenwoordigheid. Soek sy kinders op, sy kerk, huiskerke. Daar waar gelowiges by mekaar kom, jou stilte tyd, jou musiek, jou lewe voor die Here. En hy sal voorsien in lengte van dae, altyd.
Hoe die pad gaan lyk, Aisa, Ilse, Ronnie, met julle families, dit weet ek nie. Hoeveel herre daar gaan wees, weet ek ook nie. Maar dat hy altyd daar sal wees en vir jou vrede gee en vir jou gee wat jy nodig het, dit moet julle saamvat. Ek sluit af. Miskien is dit 'n moeilikerige vraag. Jy kan maar daarmee gaan werk. Die vraag is die Here vir jou genoeg? Is hy vir jou genoeg? As alles weggaan en hy bly oor, is that enough? Of word jou genoeg aan iets of iemande anders gemeet? Dawid sê hier, die Here is my alles. Goeie, slegte, hy is daar. Tweede ding. Hy lei. Hy sorg. Hy bepaal. Hy berei die tafel voor. Hy bring veiligheid. Hy bring oorvloed. Hy voorsien alles. So, derde ding. Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bang? Vir wat? Moenie vir die donker plekke bang wees nie, hy's daar. Moenie vir die diep klowe bang wees nie, hy's daar. God is by my, sê hy. Ek sal nie bang wees nie, want hy is by my. Immanuel, Christus is gebore, onthou Kersfees, Immanuel, God met ons. Hy's hier. Hy lei. Die grootste uitdaging? Lei in God se teenwoordigheid. Lees sy woorde. Dis hoe jy daar bly. Dit help nie stap die berg op of langs die see en jy gaan sit daar en jy dink 'n klomp goed nie. Dit help soms. Vat my jou Bybel so. Lees hom 'n bietjie. En jy sal agterkom hoe die teenwoordigheid van die Here jou lewe oorspoel, hoe hy vir jou raad gee en koers gee en voorsien. Bly in sy huis. Soos die Psalm dit stel. Ek sal in die huis van die Here, ek sal in die teenwoordigheid van die Here bly. Mag dit jou hartswens wees. Sien ek uit daar om Leon weer te sien? Natuurlik. Sien ek uit daarna om Jesus te sien? Jesu, ja, nog meer. Want dis waartoe ek op pad is. En wanneer ek hom sien, dan sal ek ook al die geliefdes sien wat in hom geglo het. Wat 'n fees. Wat 'n feesmaal. En mag ons daarin lewe. Hierdie is nie leebeloftes nie. Dis beloftes wat vir hulle wat kan sê die Here is. Nie vir ander nie. Net vir hulle wat dit kan sê. Die Here is my herder. Amen. Here Jesus, U ken ons alleenpaaie, U ken ons wegdwaalpaaie, U ken ook ons naby U paaie, U weet. U ken ons onrustige waters, U ken ons droë land in plaas van groen weivelde. U ken leë tafels. U ken ons vyande. En U weet ons grootste vyand is die duiwel self, met al sy trawante. Maar dankie dat U lewe kom aflê het, sodat ons kan opstaan en lewe. Ons eer U. Amen. Julle het almal 'n paar van die blokkies of een blokkie ontvang, party het seker 'n bietjie meer ook gevat. Julle gewonder wat gaan ons met die blokkie maak? Gaan dit nou verduidelik. Ek het hier so 'n stekkie en heel onder is 'n swart blokkie.
Nou, ons weet as ons in die kerk praat en ons praat van sonde, dan praat ons van hom, nee. Weet jy hoekom is die ding swart, nee? Ek het nie vandag swart aan nie. Nee. Dis waar ons begin. En dis is lost. Dis donker. Dis 'n lewe wat jy nie wil hê nie. Jy kan met hom aangaan as jy wil. Ja. Maar dan moet ons hierdie genade van die Here Jesus Christus sy wat my kom reinig van hierdie wêreld. So as jy nou Jesus aanneem, dan is dit nie net jy nie. Dan is hy ook. En naas wat die duiwel druk. Soek julle, want as hier ons weet, wat ook al hier in die volle tyd gebeur, maar hier is nou, julle gaan nou nie lekker sien nie. Dis 'n kers. Daar kom die kleer. Simboliek van die bloed van Christus wat reinig, wat die ewig gee, en jy het 'n keuse daar. Die derde boekie wat ek sommer hier opsit, nou kan jy al begin waar jy hoe julle dit te swat het nie. Moet nie dat dit jou klaar nie, ons gaan daarby kom. Die wit blokkie. Die wit blokkie is altyd gedagte aan reinheid, skoon gewas, nee, wanneer die Heilige Gees uitgestort het, die wit blokkie dat die Here sorg vir julle wat nou. Die wit is nog helderder as die swart, nee. Selfs al is dit donkertjie op die witjie. Sê baie. Dan is daar, ek het sommer 'n groen blokkie. Groen is groei, lewe. Nee, iets wat die Here toe gee in jou verhouding met hom. Jy bly nooit dieselfde nie. Jy groei. Daar's die blou van die hemel. Ons is almal op pad by die Here ergens te wees. Ergens in die blou lig. Dan sal nou geeltjie wat ek hier het, geel, wat vir my 'n teken is van vlam, van hitte, van lig, wie jy dit ook al wil sien. Daar is 'n oranje enetjie, ene wat oranje is ons bloed. En vasvat. Iets daarvan. En dan is daar, ek het nou 'n gryse tier, en ek baie gewonder oor die gryse dinge. Maar daar is ook deel van ons lewe wat ons nie altyd seker is. Nee, die grys. Maar as jy die goed met jou op mekaar stek, dan is dit seker deeltjies van jou lewe. Nou wat ons nou vandag gaan doen, ons gaan in plaas van blomme sit op die kussie waar deel ons asding is, gaan ons dit daarvoor neersit, die kussie, langs die kussie, gaan so rooi, wat noem ons daai bol. Dis daai Lego, daai groot Lego borde, jy weet waarop jy bou, so groot een. En nou dag sê pad, dan is 'n pad. Dis 'n pad. So jy het nou 'n blokkie gekry. En wanneer ons uitstap en ons laaste eer betoon, dan gaan bou ons die blokkie daarin. Jy kan hom bou net soos jy wil. Maar jy het elk van net. Nou kyk ons wat gebeur. Jy kan ook boop ander bou, ons kan 'n huis bou, ons kan 'n perd bou, ons kan 'n olifant bou, ons kan enigiets. Jy besluit waar jy jou blokkie neersit. Dit getuig iets van hoe 'n lewe werk. Op die basis van Christus bou ons. Party bou goed, en nie so goed. Maar ons gaan daarop bou. Dis die eer wat ons vir Leon gee, ook in sy bouwerk, wat hy gegee het op aarde. Ander het jou nie gewen. Ja, ek weet hoe ons die krag af en as kabels gesteel, jy weet, en hulle het vanoggend opgegraaf. Dit het gekoor, so hulle is seker besig om die verbinding goed reg te maak. So dis die deel van die blokkies. Moet nou nie jou blokkie in jou sak steek nie. En hy is nie vat vir die klein kinders nie. Hy is bedoel om nie te gebruik. Nee, en hulle wat dit saam, dis die deel van die blokkie. So kom ons bou 'n bietjie iets hier. En dan, daar is ook 'n tyd nou vir dankies. Gaan jy ons weer vir dankies? Baie dankie. Jy sal nou maar moet, jy kan eintlik vir sy praat, jy moet
Dankie dat Isaac en Ilse gerus kan wees, dat smaakvolle en genoegsame kos bedien kan word. Julle hande het al keer op keer vir die familie gesorg. So ook dankie aan Jeanette vir die pragtige blomme, Willem die bedagstame wyse waarop jy mense gedurende hulle kwesbaarste tyd hanteer, word opreg aan waardeer. Dankie vir alles wat jy agter die skerms gedoen het. Wat tijdens Leon se laaste ure met de telefoonoproep ver was, baie dankie. Dat Dominee ons familie ondersteun en vandagse dienste lei. Dankie dat Dominee ten spyte van ons seer ons herinner dat Leon na God geroep het. God se stem, God se teenwoordigheid, God se getroue liefde, God se genade. Aan Lien, Roosden en Adi op saamwerking soos Leon al genoem het, dankie vir die respectvolle en hartelike manier waarop jy Leon versorg het. Jy het nie net Leon se pad vergemakkelijk nie, maar ook Isaac, Ilse en Ronaldson. Jou teenwoordigheid het 'n groot verskil gemaak en ons is jou ewig dankbaar. Soos wat 'n ouer, 'n pa, met liefde, geduld en opoffering as sy kind omsien in sy eerste dag, het Ilse en Ronald die pynvolle tog kosbare voorreg gehad om daardie liefde en sorg op hulle plek aan Leon terug te gee. Dankie vir alles wat julle gedoen het. Leon sal saam julle bly voortleef. Dankie sê woorde sal nooit gewig kan dra van ons familie se dankbaarheid teenoor Isaac. Onlaatsigtige, liefdevolle, goedhartige en dienende vrou, ma en ouma. Leon se regter en linkerhand, soms ook sy regter en linkervoet. Ons bid die Here se vrede en teenwoordigheid vir jou. Laastens, dankie aan elkeen vandag hier teenwoordig. Dankie dat julle op een of ander manier deel van Leon se storie was en Leon deel van ons. Dankie. Dankie en dankie vir jou. En nou wil ons so graag die oorwinningslied gesing het. Hoe sal ek dit jou gespaar? Jy sê die oorwinningslied bring altyd 'n klomp dinge in 'n mens, dit is so in jou gees op. So ons kan hom nou nie speel nie, daar's nie batterykrag nie, daar's niks wat ons kan doen om dit te sing nie. En ek gaan nou nie dit aan julle doen om dit uit in die vuis uit te sing. Want julle eers die woorde is op die pamflet en julle sal dit nie kan lees. So gee my gou raad wat vir die familie en moet dit doen. Dit is om miskien kan ek sing kan ek nie sing nie, lees kan ek om lees. Is daar 'n sanger hier by ons? En hou er iemand 'n hand opsteek, nee. Nou, as daar iemand met 'n mooi stem is en sê, hoorie, ek sal hom sing. Miskien het almal dit nodig. Ek dink jy kom vorentoe. Dit nou nie oop gehad. Maar ek sal die woorde lees van die oorwinningslied. En dan gaan ek die familie vra of julle kinders, Isaac, jy die kinders, dat julle vorentoe kom, ons gaan saam bid, seën van die Here uitspreek, en dan stap julle uit, en dan volg die ander. Nou, hulle het gevra dat ons nog allemaal maar in die paadjie uitstap. Daar bo in die portaal, of voor die portaal, is 'n tafel in die middel, en nou kan hulle maar split op die tafel, want daar is plek wat hulle van albei kante af kan bou. Dit gaan help om die verkeer 'n bietjie makliker te maak op die tafel. As julle klaar is, wil ek vra beweeg na buite dat ons vir die volgende ouens gaan skry. Ons staan net binne in die kerk en hulle kan nie uit, dis die traffic geblok word daar by die deure nie. So ons gaan een deur oop hê, stap hier uit om die tafel uit, en dan is julle uit vir 'n koppie tee en ietsie om te eet waar ek gehoor het julle kan uitsien vandag. So ek gaan gou die woorde lees, maar ek het die pamflet kry.
weet wat die woorde wat hier op is soos iets wat ons sing, as ek dit reg onthou. En elke sanger het maar sy eie manier om die ongelooflike lied voor te dra. En jy kan maar net die woorde in jou hart volg. Ek sien in my gees die glorie en almag van die Here. Verstaan ons begin. Openbaring, ek sien die beeld van hom op die kroon sit. Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning. Hy regeer. En daarom loof ons hom, prys hom, halleluja, 3 keer. Hy is koning. Hy regeer. Hy is die herder, nee. Die Here is ons vesting. Hoe lank staan hy? Wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skouer. Hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. En dan weer die lofverheffing. Loof hom, prys hom. Halleluja, hy is die rots wat ewig staan. En dan kom deel nou in ons loflied. Dis 'n uitnodiging van die gelowiges na die wêreld toe. Kom deel nou in ons loflied. Hef jou hande op na hom. Blaas ons syne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Kom, want Jesus is die woord. Daarom staan ek vir altyd. Ek vra die familie om nou te kom. Here, en so weet ons en glo ons, U is die skepper en die onderhouder. En glo ons U is ons Vader. En ons glo in Jesus, ons redder. Die een wat weer kom. Die een wat daardie dag gaan oordeel oor hulle wat lewe, sowel as die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die ewige lewe. So bid ons dan nou, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U met ons almal sal wees en bly totdat U weer kom. Amen. En dan sien jy. Nou kan ons ook die lied sing. Ja, ek dink ons gaan die lied sing en dan kan julle saam sing. Julle sal daai goed al aanwees, Andrei? Ai. Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou,
Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nêrens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. En kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nêrens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek dien jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer.
jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Maar vir elke traan wat jy huil, huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Ek lê jou, ek lê jou by Jesus se voete neer. By Jesus se voete neer. By Jesus se voete